Nehemia 4. Toe Sanballat hoor dat hulle besig was om die muur te herstel, was hy baie kwaad. Hy het in woede uitgebars en smallend met die Jode gepraat. Hy het voor sy vriende in die leer van Samaria uitgevaar. Wat dink hierdie armsalige Jode doen hulle? Dink hulle miskien hulle kan die muur in een dag bou as hulle net genoeg offers bring? Kyk net hoe lyk die swart gebrande klippe wat hulle onder die rommel uitkrap om weer te gebruik. Tobia, die Ammoniet wat langs hom gestaan het gesê, daardie klipmuur sal omval selfs as 'n jakkals daarop loop. Toe het ek gebid, O God, hoor ons toe, want ons word verag. Laat hulle beledigings teen hulle draai. Laat hulle self die buit wees, gevangenes in 'n ander land. Moenie hulle skuld oorsien nie. Moet ook nie hulle sondes sommer net voor U uitvee nie, want hulle het U uitgelok om hier voor die bouers U woede te wys. Die mense het baie hard gewerk. Uiteindelik was die muur reg rondom die stad tot halfpad die oorspronklike hoogte herbou. Die werk het gevorder en hulle het die gapings in die muur herstel. Toe Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod dit hoor, het hulle baie kwaad geword. Hulle het almal planne beraam om teen Jerusalem te veg. Hulle wou kom om verwarring te veroorsaak. Maar ons het tot ons God gebid. Ons het die stad dag en nag bewaak om onsself teen hulle te beskerm. Maar die mense van Juda het begin sê, die bouers is besig om moeg te word en daar is baie rommel wat ons moet verwyder. Ons sal die muur nie alleen kan bou nie. Boonop sê ons vyande, voordat hulle besef wat gebeur, is ons tussen hulle. Dan maak ons hulle dood en bring 'n einde aan die bouery. Die Jode wat naby die vyand gebly het herhaaldelik vir ons kom sê, hulle sal uit alle rigtings kom om ons aan te val. Ek het toe wagte agter die laaste dele van die muur geplaas, waar daar oop gedeeltes was. Ek het ook mense by die families laat wag staan, gewapen met swaarde, spiese en boë. Ek het sake dopgehou en toe die leiers, die amptenare en die res van die volk bymekaar geroep en gesê, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Toe ons vyande hoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit in die wiele gery het, kon elkeen van ons weer na ons werk aan die muur teruggaan. Maar van toe af kon net die helfte van my mense met die werk aangaan. Die ander het met harnasse aan wag gestaan, gewapen met spiese, skilde en boë. Die offisiere het agter die mense van Juda posisie ingeneem terwyl hulle aan die muur gebou het. Die werkers wat die boumateriaal aangedraai het hulle werk met net een hand gedoen. In die ander hand was 'n wapen. Al die bouers het gewerk met 'n swaard aan hulle sye vasgemaak. Die trompetblaser het by my gebly om alarm te maak. Ek het vir die leiers, amptenare en die res van die volk verduidelik. Kyk, ons werk oor 'n groot gebied en ons is ver van mekaar af, al langs die muur versprei. As julle die trompet hoor blaas, kom vinnig by daardie punt bymekaar. Ons God sal vir ons veg. Ons het van vroeg tot laat gewerk, van sonopkoms tot sonondergang. Een helfte van die mense was altyd op wag, gewapen met spiese. Ek het ook almal wat buite die mure gebly het, beveel om in Jerusalem te kom slaap. Op die manier kon hulle en hulle slawe in die nag help wag staan en bedags met die werk help. In die tyd het niemand van ons ooit ons klere uitgetrek nie. Nie ek of my familie of my diensknegte of die wagte wat by my was nie. Ons het ons wapens te alle tye saam met ons gedra, selfs wanneer ons water gaan drink het. Nehemia 5. In hierdie tyd was daar ook ernstige klagtes van die volk en die vroue teen sommige van hulle mede-Jode. Party van hulle het gesê, ons het groot families. Ons moet koring in die hande kry om te kan oorleef. Ander het gesê, ons het ons landerye, wingerde en huise verpan om gedurende die hongersnood kos in die hande te kry. Nog ander het gesê, ons het geld geleen om die koningsbelasting op ons landerye en wingerde te betaal. Ons is almal familie van mekaar. Ons kinders is vir hulle net soos hulle kinders. Tog moet ons ons kinders as slawe verkoop om net genoeg geld te kry om van te leef. Ons moes al van ons dogters verkoop.
Ons is magteloos om iets daaraan te doen, want ons landerye en wingerde is alreeds aan ander mense verpan. Toe ek hulle klagtes hoor en al die dinge wat hulle sê, was ek baie kwaad. Nadat ek dit goed oordink het, het ek die leiers en amptenare aangespreek en vir hulle gesê: Julle buit julle eie mense uit deur geld en rente aan hulle te leen. Ek het toe 'n groot openbare vergadering oor die probleem belê. By die vergadering het ek vir hulle gesê: Ons het ons bes gedoen om ons Joodse volksgenote wat hulle self aan vreemde volke moes verkoop, vry te kry. Nou verkoop julle eie mense weer as slawe en ons moet hulle terugkoop. Hulle was stil en het nie 'n woord gesê nie. Ek het voortgegaan en gesê: Wat julle doen is nie reg nie. Behoort julle leefwyse nie te wys dat julle ons God respekteer nie? Die vyandige volke sou dan mos nie rede gehad het om julle te minag nie. Ek, my familie en my werkers het self ook geld en graan aan van die mense geleen. Kom ons hou nou op om hierdie manier geld en rente uit te leen. Julle moet vandag nog hulle landerye, wingerde, olyfboorde en huise vir hulle teruggee. Betaal ook die rente terug wat julle op hulle geld, graan, wyn en olyfolie gehef het. Hulle het toe gesê: Ons sal maak soos u sê. Ons sal alles teruggee en niks meer van hulle eis nie. Ek het die priesters geroep en die leiers en amptenare 'n eed laat sweer dat hulle sal doen wat hulle beloof het om te doen. Toe het ek ook my sakke uitgeskit en gesê: Mag God julle net so uitskit uit julle huise en julle eiendom as julle nie julle belofte nakom nie. Die vergadering het heel hartig daarmee saamgestem en die Here geprys. Die mense het hulle beloftes nagekom. Ek was 12 jaar lank gouverneur van Juda. Dit het gestrek vanaf die 20ste tot die 32ste jaar wat koning Artasasta regeer het. In die tyd het ek nie enige van my amptenare die kostoelaag waarop die gouverneur geregtig is gebruik nie. Maar dit was nie die geval met die gouverneurs wat my voorgangers was nie. Hulle het die mense swaar belas. Hulle het behalwe brood en wyn elke dag ook nog 460 gram silwer geëis. Selfs die gouverneur se amptenare het van die mense misbruik gemaak. Maar ek het nie so opgetree nie, omdat ek vir God ontzag het. Ek het my aandag aan die bou van die muur gegee en nie vir my grond aangeskaf nie. Ek het ook van al my amptenare verwag om aan die muur te werk. Ek het gereeld 150 Judeërs en amptenare aan tafel gehad. Dit was bo en behalwe die besoekers wat uit lande van die omgewing gekom het. Elke dag moes hulle vir my 'n bees, 6 slagskape en 'n groot hoeveelheid hoenders slag. Verder het ons elke 10de dag 'n groot verskeidenheid wyn nodig gehad. Ten spyte daarvan het ek geweier om die gouverneur se kostoelaag op te eis, want die werkslas op hierdie mense was alreeds baie swaar. My God, onthou asseblief alles wat ek vir hierdie mense gedoen het. Wees daaroor goed vir my. Nehemia 6. Sanballat, Tobia, die Arabier, Gesem en die ander vyande het gehoor dat ek die bouwerk aan die muur voltooi het. Daar was geen openinge meer in die muur nie. Hulle moes wel nog die deure in die poorte hang. Toe stuur Sanballat en Gesem vir my 'n boodskap met die versoek dat ek hulle in een van die dorpies in die Onolaagte moes ontmoet. Ek het besef dat hulle beplan het om my kwaad aan te doen. Ek het toe vir hulle 'n boodskap teruggestuur. Ek is met 'n groot taak besig. Ek kan nie nou daarmee ophou en julle ontmoet nie. Hulle het die boodskap 4 keer vir my gestuur en elke keer het ek vir hulle dieselfde antwoord teruggestuur. Die 5de keer het Sanballat sy assistent na my gestuur met 'n oop brief in sy hand. In die brief het daar gestaan: Gesem het my vertel dat die mense onder mekaar praat en sê dat jy en die Jode 'n opstand beplan. Dit is hoekom julle die muur bou. Volgens die gerugte het jy planne om hulle koning te word. Hy vertel ook dat jy profete aangestel het om in Jerusalem oor jou te profeteer. Hulle sê glo, daar is nou 'n koning in Juda. Die koning sal sonder enige twyfel van hierdie gerugte te hore kom. My voorstel is dat jy liewer kom en die saak met my kom bespreek. Ek het die volgende antwoord vir hom gestuur: Daar is nie 'n greintjie waarheid in jou storie nie. Dit is goed wat jy self uitgedink het. Dit was bloot hulle manier om ons te intimideer.
Hulle het gedink dit sou ons moedeloos maak en dat die werk tot stilstand sou kom. Ek het vir krag gebid dat die werk kon voortgaan. Semaja, seun van Delaya en kleinseun van Mehetabel, was in sy huis toegesluit. Ek het hom gaan besoek. Hy het gesê, kom ons ontmoet mekaar in die tempel van God en sluit die deure van die tempel. U vyande is op pad om u vannag te kom doodmaak. Ek het hom geantwoord, behoort iemand soos ek vir gevaar weg te vlug? Behoort iemand soos ek in die tempel te skuil om my lewe te red? Nee, ek sal nie ingaan nie. Ek besef dat dit nie God is wat hom gestuur het nie. Dit was Tobia en Sanballat wat hom gehuur het om hierdie woorde vir my te profeteer. Hulle het hom gehuur met die hoop om my bang te maak en dan deur my verkeerde optrede te sonde. Dit sou dit vir hulle moontlik gemaak het om my naam sleg te maak en my te verneder. O my God, onthou al die slegte dinge wat Tobia en Sanballat gedoen het en vergeet ook nie van die profeet Noadia en al die ander profete soos sy wat my probeer afskrik het nie. Op 2 Oktober is die muur uiteindelik voltooi. Dit was net 52 dae vandat ons begin bou het. Toe die nuus ons vyande bereik en die volke in die omgewing sien wat gebeur het, was hulle uit die veld geslaan. Hulle besef dat God ons met hierdie werk gehelp het. Gedurende hierdie 52 dae was daar baie briefwisseling tussen Tobia en die leiers van Juda. Baie van die mense in Juda het trou aan hom gesweer, want hy was die skoonseun van Sekania, die seun van Arach. Verder was sy seun Johanan met die dogter van Mesulam, seun van Berekja, getroud. Hulle het ook voortdurend vir my vertel hoe 'n wonderlike man Tobia is. Hulle het ook vir hom alles oorvertel wat ek gesê het. En Tobia het baie briewe aan my gestuur om my te probeer bang maak.